Vandag vat ons die pad Wellington toe en ons besoek Doolhof Wynlandgoed, die butiekplaas van 380 hektaar in die Boevlei Vallei, reg onder die Limietberg en Groenberg bergreekse. Dit is terloops ook die enigste Limietberg wyn van oorsprong. Baie welkom by die Reine Wynhuis, saam met my Martlies Brink. Ons gaan heerlik gesels vandag met ons gaste hier in die ateljee en een van die beste Malbecs in die wêreld proe. In 2018 het hulle Malbec die top 10 wêreldwyd bereik. So ons is baie trots daarop, maar daar is so baie van die ander variëteite waarvoor hulle bekend is. Ook ryk historiese wortels dateer terug na die vroeë 18de eeu met druiwe en brandewynproduksie wat in 1728 begin het. En die bekendste sekerlik historiese inwoner is Andrew Geddes Bain, die legendariese padingenieur wat in die 1840s op die plaas gewoon het terwyl hy die beroemde Beinsloofpas gebou het. Christo van der Rede is die uitvoerende direkteur van die F.W. de Klerk Stichting en ek het vir hom gevra, wat is sy gunsteling wyn? Vandag is dit my 'n besondere voorreg om 'n bietjie gedagtes te deel oor die wyn waarvoor ek besondere voorliefde voor het. En dit is natuurlik Warwick Estates First Lady, die Cabernet Sauvignon. Ek geniet dit vreeslik. Ek koop jaarliks so 'n boks of 2 en hou dit gestreep teen die bors, al is gaste kom kuier. Ek geniet dit want dit is 'n baie lekker vrugtige, toeganklike wyn en jy ruik die swart bessies, die donker sjokolade en die sagte tannine en dan ook geurtjies van speserye en krye soos roosmaryn. Ek gebruik hierdie wyn ook saam met my kos, 'n groot kosmaker van formaat. Hou daarvan om lekker snoep te braai, maar ook lekker breedies te maak. En van die heerlikste breedies wat ek maak is afval en natuurlik ook beestert. En ek spandeer sommer 'n hele dag by die vuur om hierdie kos voor te berei. En vanaand as die familie aansit en dan geniet ons onsself, want dan is 'n heerlik wyn, daar's lekker geselskap en ons gesels oor die politiek en daarna maak ons musiek. Ek is ook 'n klavierspeler en ek gebruik allerlei nuwe tegnologiese instrumente om gesellige aand te skep. En natuurlik ook om die orkes in die plek waar ons tuis is, om die orkes deur middel van hierdie tegnologie werklikheid te maak vir almal. So ja, goeie wyn soos die Warwick First Lady en heerlike stoomende breedie, het sy beestert of afval, dit kan jy nie versmaai nie. Baie dankie Christo van der Rede vir daai terugvoer, geniet die glasie wyn. Voordat ons Doolhof besoek, gaan ek eers vir jou my wyn van die week gee. En as 'n mens gaan kyk na die geskiedenis, is net fantasties om die agtergrond van hierdie plaas ook deur te draf. Daar's baie om van te lees, so gaan kyk gerus. Maar vandag se wyn van die week van my kant af is die Sonnebloem Cabernet Sauvignon 2023. Ryk swart bessie, framboos, spesery, ryppruim, bietjie speserye soos naaltjies as jy daaraan wil dink. Dit is Cabernet Sauvignon wat meestal daarvan Devon Vallei, Stellenbosch Kloof en Helderberg kom. Die helfte van die wyn word in 300 liter Franse eik verouder en die res in staaltenke. Geniet hom, laat my weet wat jy daarvan dink, maar net gou in terme van die geskiedenis van die plaas, soveel agtergrond om deur te draf. Ek gaan nou nie alles doen nie, iewers moet ek maar 'n bietjie met hulle ook gesels. Terug na 1692, die oorspronklike Sonnebloem plaas daarso in Simondium gestig. Jare later kom spring na 1893, die Furter familie het die plaas gekoop en toe het dogter Marie Furter oorgeneem as wynmaker en sy het baie vinnig dit in 'n pryswennende wynplaas verander. In 1947 het Sonnebloem geskiedenis gemaak nadat hulle Cabernet Sauvignon en Riesling geselekteer is vir die amptelike lys vir die Britse koninklike familie se toer in Suid-Afrika op die koninklike trein. Dit het ek nie geweet nie. Lekker om daarvan te leer. Geniet daai wyn, laat my weet wat jy daarvan dink.
Al die pad van Wellington kuier Doolhof in die ateljee vandag en ek verwelkom die wynmaker Rutger van Wyk vandag en sy's gebore en het groot geraak op Doolhof, Mirsha Plaatjies wat hier saam met ons kuier en wat 'n absolute fees wat hulle saamgebring het. So daar is lieflike wyne wat met van die restaurant daar se kos bedien word. So ek sien baie uit om te proe vandag. Hier is lam, daar is krokette, ek dink is 'n risotto balletjie, ek is nie seker nie, hulle gaan vir ons vertel, bitterbalen dalk hier in die ateljee. Rutger en Mirsha, baie welkom julle. Baie dankie, is lekker om hier te wees. So ons begin met een van my gunsteling wyne, want dit was ook met die eerste seisoen van die Reine Wyn uit een van my wyne van die week. En hy is so vars en nuut, dat hy het nog nie sy etiket op nie. Dis daai pragtige exclusive rosé. Rutger, vertel vir ons van die rosé asseblief, en dan kan ek vir julle verwelkom met 'n glasie klink in die ateljee. Ja, moet ek eers die glasie skink? Asseblief, ja. Okay, skink af vir ons 'n glasie het ons kan proe. Dit is regtig 'n lieflike rosé en exclusive. Ek dink dui ook iets spesifiek vir ons aan van wat jy wil doen met die rosé of toe hom gemaak het, toe besef jy hoe lekker hy is of hoe. Ja, kyk Marlies, ek het die wyne so naby aan my hart, want toe ek in 2024 begin het by Doolhof, was dit die eerste wyne wat ek nou my naam kom opgesit het. So dit is maar, wat sê mense nou, my oogappeltjie as dit by 'n wyn kom. So dit is pure nuwe ontwerp, nuwe produk wat saam met my begin het daar. En toe ek op Doolhof kom, jy weet, ek dink as jy op die plaas is dit so pragtig en mooi, veral in die somers, dat jy wil iets verfrissend drink, jy moet iets lekker drink wat jy kan geniet saam met die kinders of die familie of die vriende wat daar rondhardloop. En hopelik vang hierdie wyn jou alles op in een bottel. Dis maar die hele doelwit van die rosé. En ja, ek dink ons is van 2024 af het dit baie suksesvol geraak en daar's baie mense wat hom nou jaag en hom wil drink. So dis 'n goeie ding. Ja, jy moet maar jaag, want ek dink hy gaan vinnig uitverkoop. Dis regtig, jy weet, dis 'n rosé wat ek dink hy is gelukkig en ernstig. Kan ek dit so stel? Want dit is presies wat ek dink van hierdie wyn. Hy is gelukkig maar ernstig. Ja, ek dink dis eintlik 'n goeie opsomming. Ek dink ons gaan later seker daarin kom. Maar wat ek by Doolhof geleer het is, ons is 'n familie en jy weet, daar's baie maatskappye wat seker dit sê, maar regtig is ons, as ek en Mirsha na mekaar kyk, daar's baie kere wat ons saam kuier, ons kuier hard saam met mekaar, ons werk hard saam met mekaar en die span by Doolhof. En jy weet wat ek nou geleer het in my 3 jaar wat ek nou daar was, is wyn moet net lekker wees en vriendelik wees, maar dit kan ook ernstig wees. Ja. En sommige kere moet jy dit geniet. Jy moet elke oomblik geniet in parstyd, en dis vir my die lekkerste ding as ek iemand se oë sien glinster wanneer hulle die wyn proe en hulle geniet wat hulle in 'n glas is. Dis hoekom ons dit doen wat ons wil doen. Nou, ek wil net gou vinnig sê, ek het 'n krokodilpot al op Doolhof geproe. As ek nou reg onthou, jare gelede is ek genooi om 'n potjiekos kompetisies, jy het jaarlikse kompetisie gehad, Mirsha. En vra hulle vir my om te kom oordeels bietjie rof van is daar oor allerlei gras en op en af en al wat 'n ding is, maar dit was my so lekker om te gaan om die verskillende potte te gaan ervaar. En ek moet bieg, die eerste kompetisie wat ek voorgenooi is die eerste keer wat ek toe my voete sit op Doolhof. Eerste keer wat ek daar kom en 'n mens besef nie wat 'n fenomenaal mooi deel van Suid-Afrika dit is nie. Dit is idillies mooi. Jy dink ag is Wellington. En Wellington is mooi, jy weet as jy deur Wellington ry dan sien jy die mooiste ou huise en mense het die pragtigste ou hout nog in huise en daai tipe van ding, pragtige dorp, maar jy besef nie daar's daai deel daarvan, jy moet al die pad deur die dorp. So Mirsha, verduidelik gou vir ons hoe kom ons op Doolhof en wat alles op hierdie plaas gebeur? As jy Doolhof toe ry, dit is die einde van die heel laaste plaas in die Wellington op die Boervlekpad. So as jy na ons toe ry, dit is 'n sandpad, maar jy sien mooi bome langs die pad, die mooi groenheid. As jy in die plaas inry, dan sien jy die mooi groenheid, die mooi bome. En die wingerde sien jy ook as jy in Doolhof inry. So wat ons nou op plaas doen is, ons het die Africamps op die plaas, daar's 10 tente, en elke tent kan 5 mense slaap. Ons het 'n hotel, die Doolhof, daar's 7 kamers, daar kan 14 mense slaap. Ons doen ook trouens op ons plaas, en dan is die
die Mila restaurant en dan is dit ook die prokamer en jy moet ons maalbek en ons sien en blank kom proe. Is dit jou gunstelinge? Dis my gunsteling. Die maalbek en die shannon. En die shannon. Okay, dis Mirsha se voorstel. Ja. Gesondheid, julle, ek het nog nie gesondheid nie. Gesondheid. Asseblief. Ons kan nie so maak nie. As jy so klein bietjie, ons het hom. Gesondheid. Mirsha, jy is gebore en het groot geraak op Doolhof. So vertel vir ons bietjie wat dit beteken het om op so 'n klein dorpie en op 'n plaas gebore te word, daar groot te word en nog steeds daar te werk ook vandag. Dat beteken baie soos as ons almal wat daar werk en daar bly, ons is 'n familie al jare saam. Dit is 'n voorreg om daar te bly en daar te werk. So jy kan vir mense baie vertel as hulle wil weet wat in die geskiedenis gebeur het. Wie was die vorige eienaars, hoe het julle groot geword? Dit is 'n storie wat jy vir mense kan vertel met volle bors, met 'n glimlag kan jy vir mense vertel hoe dit is om op Doolhof te bly en om te werk. En jy weet ek soek stories, né? Ja. Ons gaan nou 'n bietjie stories kry daar waar dinge reg en verkeerd loop. Op watter stadium het Doolhof begin wyn maak? In die vorige jare het ons wyn gemaak, maar buite die plaas by Timmersfontein en Louisville. Maar in 2004 het ons begin te wyn maak self op Doolhof op die plaas. Kellerbou en so. Kelderbou Ja. en Rutger, ons het so baie om deur te draf met jou loopbaan. So, dit is hoekom dit vir my lekker is om die program te doen, want daar's tyd op hierdie Bekbazare om alles vir ons te vertel. So, jy kom nie van die Boland nie, jy kom van George af. Dis 'n hele ensery. Sover ek verstaan het jou broer ook wyn maak studeer. Of Ja, hoe? also ons is 3 broers. Die middelene het eers gaan wyn swat. Ek sê laatlammetjie as mense kan sê, dis eintlik lekker om te sê laatlammetjie, want in Engels weet ek eintlik wat die woord is nie. So hy is 7 jaar ouer as ek en my oudste broer is 11. En soos hulle maar altyd sê, wat is daai middle child syndrome? Hulle is mos maar altyd die mense wat 'n bietjie teen die stroom is. En ja, hy kom wyn swat eers in Stellenbosch. Ek dink hy was een van die eerste groepies van gekleerdes wat in Stellenbosch kom wyn swat het en ja, ek dink daai spinnekoppie het my ook maar gebyt na die tyd. Ja. Baie mense sal sê man is nou tyd om aan te beweeg van daai goed, maar jy het dit geleef. Jy weet wat ek bedoel. Ek dink jy praat ook baie daaroor as 'n mens van jou aanlyn lees. Ek ken jou nou al redelik lank, nou nie persoonlik baie goed nie, maar by Alief Pro en goeters het ons al baie te doen gehad met mekaar. En jy weet dit is 'n realiteit wat jou lewe gedefinieer het op 'n manier en wat jy vandag 'n ander toekoms vir jou kinders wil gee, dit is 'n realiteit. So om daai sisteme in te gaan, jy het die geleentheid gehad toe jy gaan studeer het op Stellenbosch om by die Cape Winemakers Guild betrokke te raak met die Protégé program wat net 'n fenominale inisiatief is om vir mense geleentheid te gee om hulle drome na te streef. Ja. So van daai posisie af tot waar jy vandag is, hoe voel jy het dinge of dalk nie verander nie? In opsomming, ek dink definitief dinge het baie verander. Ek dink ek is 'n voorbeeld daarvan. As ek net moet kyk in die 3 broers wat groot geraak het in die huis. My oudste broer wat 11 jaar ouer as ek is, ander lewe gehad het basies as wat ek as 'n laatlammetjie gehad het. Ek dink my ouers wat 2 onderwysers was, hulle het 'n bietjie meer geld gehad toe ek gebore was. In beter skole kon hulle my plaas. Ek het beter geleenthede gehad. En jy weet baie van my beste vriende was basies wit of swart en dit was maar 'n smartie box van kulture. En jy weet ek dink ek is gelukkig. Ek het amper soos in die streamline geval van hoe Suid-Afrika ontwikkel het en soos jy sê dit was vir my amper soos 'n front row seat. Sorry dat ek nou Engels praat, maar om te sien hoe die verandering inkom in Suid-Afrika en waar die geleenthede vandaan kom en aan die uiteinde van die dag moet jy gebruik maak van jou geleenthede. Ek dink baie ander mense het hulle eie almal kry geleenthede in die lewe en dit hang net af of jy dit gaan aangryp of jy dit gaan ignoreer. Maar ek dink hulle het 'n talent in jou raak gesien. Ek meen duidelike talent, 'n passie en jy was klaar op daai pad. So jy was 17 toe jou broer jou gevat na Keller toe as ek reg onthou. Ja, so basies ons kom eintlik van 'n groot sportfamilie af. Ek dink as ek nou in opsomming kan ek sê my paal was 10 of 11 kinders gewees. My maale was ook 8 of 9 naby aan die 10de. 8 of 9. Daai tyd was daar nie TV's. Optel jy na 5, 6, jy weet ja. Hallo op hier by 4. Maar daai tyd was die televisie mos maar nie so prominent nie en die radio was eintlik die beste ding. So
groot sportfamilie, groot geraak by Outeniqua Hoërskool op in George en die groot rugby skole is mos maar in die Wynland. Ek hoop nou die mense in Pretoria en die noorde hoor my nou nie, maar Is nie moeilikheid. Wel as 'n mens na jou kyk, dan sien 'n mens iemand wat rugby, jy weet. Ja. Jy's 'n groot sterk of hou van eet en wyn Dit drink. val dis die dit ander ook. ding. Dit nie ek sien spiere. Maar jy het geswem, jy het moes swem gekies. Ja, so en ek kan dit nou met my seun ook sien. As net 'n liefde vir sport, is seker in ons gene. Opgeëindig in die wynlande. My broer het daai tyd by Boland Keller gewerk as assistent wynmaker. Hy het die geleentheid gehad om op die plaas te bly of by die keller. En jy weet 17 jaar oud het hy my deur die keller gevat. Hy moes in die aande 'n bietjie gaan opkyk dat alles oukei is en niks gebreek is en so voorts nie. En dit was vir my goed geweest waar ek die groot massiewe stainless steel tanke oor my hang en die vate wat jy verbyloop en hy het my so nou nie vir my ma sê nie, maar hy het my so 'n bietjie laat wynproe uit die vate uit ook. En jy weet as 'n kind het ek baie lank gestel in mense. Ek dink dis die belangrikste ding. Ek hou van met mense werk. Dis lekker om stories te hoor, hulle ervarings te hoor, hoe hulle perspektief is van dinge. En gekoppel met 'n bietjie wetenskap en biologie. Ek weet dit pas nie altyd by 'n rugby speler of wat mense dink wat 'n rugby speler moet wees nie. Toe maak alles net sin dat dit wynmaak is, want jy kan alles wat ek nou net genoem het, kan jy in 'n produk insit of in 'n industrie sit. Saamvat, né? Ja. Jy het BSc gestudeer. Ek het BSc Okay. gestudeer, ja. Ek moet net sê want dit is vir my ook baie mooi gewees om te sien. Ek meen ek het nou al jou wyne wat jy by betrokke was geproe oor jare. Dit is ook maar net omdat ek na die funksies toe gaan om te gaan proe en die plase besoek en bietjie gaan verken. Ons gaan nou 'n bietjie gesels oor wat daarna gebeur het en jou kanonkopjare, die warm streek met die lieflike rooi wyne en Abri Beeslaar en toe besluit koel klimaat en nou is jy weer terug in die hel. Ons die hel, né? Dis mos reg. Hellington, dis hy dankie. Nee, die hel is iets anders. Letterlik. Vergeetlik. Hellington. Voordat ons daarby kom, ek dink die rosé sal dit werk saam met wat is dit hierdie die bitterbalen? Wat het julle gebring om te eet? Mushroom arancini. O, jette. Arancini is my gunsteling ding. So dis basies risotto balle met 'n stukkie kaas binne-in. Maar hier's nou sampioen, is 'n sampioen risotto. Vertel vir ons bietjie by die restaurant, wat doen julle daar? Ons wil nog kom kuier. Het nog nie gekom nie. Ons sal definitief. Yes, by die restaurant doen ons ligte middagetes. En dan doen ons ook funksies soos kitchen parties, baby showers. Doen ons en dan doen ons picnics en ons doen wynproe ook sommer by die restaurant kan jy wine tasting geniet met jou middagete. Die lamsing en die beef is nommer 1 by die restaurant, so jy moet kom kuier vir dit. Okay, so ek gaan nou die nommer 1 eet want hulle het daai skenkel saamgebring. Dis 'n massiewe bord kos op lieflike groente en 'n heerlike kapok aartappel. Ek moet nou eers kom ons proe gou en kyk gou hoe hy saam by mekaar pas. Dis regtig een van my gunsteling dinge en ek dink dit pas baie mooi by die rosé ook. Mirsha, gee net van 'n idee toe jy nou daar gebore is en so aan waar het jy skool gegaan op Wellington? Ek het by Wagemakers vir my primêre jare gedoen en hoërskool was in die dorp. By Weltevrede, dis 'n skool binne in die dorp. So ons het elke dag in en uit gery. Van graad R af tot en met graad 12 het ons elke dag in en uitry met 'n bus. En almal daar op die plaas het mense ander goed gaan doen, almal seker wat daar groot geraak het nie ook daar gaan werk nie of hoe. Nee, almal wat daar groot geword het nie daar gaan werk, dat baie gaan leer. En baie van hulle wat groot geword het weggetrek van die plaas af. Maar ons wat nog daar is nog steeds soos 'n familie vir almal bymekaar. Nee, ek geniet dit baie. So. Ons het nog die pinotage en die Malbec wat ons gaan proe wat sy wat so mal is oor die is mos die Malbec wat jy gesê het, né? Dis al gunsteling. So dis hoekom hy saamgekom het ook seker. Maar die plaas fokus nie net soos jy sê dit is verskillende dinge wat jy doen. Daar is die Grand Hotel wat vir mense, jy weet, 'n bietjie upper class ervarings gee en dan kan jy ook kamp en so. En ek weet daar kan 'n helikopter land daar. Daar op die Grasberg. Yes. Is dit die familie se helikopter daai? Mag ek vra? Dit is Helivate, dit is
iemand wat ook dit met vir ons doen. So jy kan die hele wyd ook boek vir 'n wine tasting of 'n piknik. Ek dink hulle styg op hierso in die waterfront. Goed. Ja. So dit is maar eintlik 'n verhouding wat ons met hulle het wat mense styg op by die waterfront, vlieg 'n bietjie oor die wynlande en dan land hulle by Doolhof en hulle kan hulle pikniks doen of hulle kan by Mila eet en net om mense 'n beter ervaring te gee van die Kaap, die mooi Kaap wat ons het. So En dit is 'n fantastiese idee. Ja. Daai is nou 'n wonderlike idee. So vat 'n lekker helikoptervlug hier van die Kaap se kant af, waterfront, al die pad Doolhof toe, gaan sit daar die grasperke daar, dis regtig idyllies. Ek weet ek het nou aangegaan, maar ek het aangegaan vir 'n rede. Mis aan die op en af van die plaas oor die jare. Dinge gaan goed en partykeer gaan dinge minder goed. So vertel ons 'n bietjie van stories wat jy mag deel, geen druk nie, van waar dinge partykeer maar moeilik gegaan het. Jy weet, mense dink nou byvoorbeeld aan die verskillike reën in die storm en so aan. Dit het nie daai area dink ek so erg geaffekteer nie. Rutger kan vir ons meer vertel van die wingerd se kant af, maar daar waar dinge swaar gegaan het en weer kop opgetel het. In 2009 onthou ek het ons die groot brand gehad wat so vir 4 dae geduur het. So van die wingerde was verwoes, soos Cabernet Franc, Merlot, Cabernet Sauvignon. Van die blokke is nou uitgehaal, maar ons gaan nou nuwe aanplantings doen van die blokke. So dat het maar daar, dat so 'n bietjie stadiger gegaan in 2009 tot 2011, maar van die wingerde was tot op van die die grond. wingerde was het op die grond gebrand. Die brand was tot by die geboue. Ek onthou ons was so vir 3 tot 4 dae weg van die plaas af. Toe moes ons in 'n kerk gaan slaap. Maar daai mense het baie goed na ons gekyk by die kerk. En toe moes die vroumense weer die wingerde opbou en ja, van daar af, van 2009 af, as Malbec nou die beste Malbec in Suid-Afrika. Die beste. Yes, Rutger, na die brand. Soos wat op die punt wat sy nou maak met die Malbec, wat aard daar baie goed? Watter variëteite is die beste daar? Ja, kyk, ek dink soos Mersa nou die hele tyd aanhamer op die kultivar wat haar gunsteling is, ek Malbec hou regtig van ons grondsoorte. Ek dink ons is so mooi vallei daar dat jy het die Limietbergberge daar met die Groenberg, is amper soos 'n amfitheater en 'n vallei en ons het die mooi diep kleigronde met granietsteen en die temperatuur, ons nou oor Hellington gepraat, maar daar's 'n lekker kombinasie van die warme son van Hellington, maar die berge beskerm ons eintlik 'n bietjie. So ons sonopkoms is 'n klein bietjie later as die res en baie vroeër in die middag gaan hy onder. So ons het nog steeds 'n varsheid wat jy seker in ons wyne kan proe. Maar wat ek nou daar, die Fransman praat ons maar oor terroir en jy kan mense kan eintlik dit daar sien, so 'n kombinasie van die son, die berge, die grond en die Malbec is die dryf wat absoluut daarvan hou, die kondisies. En Pinotage wat ons later ook nou 'n bietjie gaan proe. So ek dink ons die sterkpunt van Doolhof is ons kan 'n variëteit van verskillende goed groei. En dit maak eintlik my lewe moeilik want daar's nie net een spesifieke dryfsoort wat 'n mens kan groei nie. 'n Mens kan 'n bietjie rondspeel. Moeilik om te fokus. Ja, moeilik om te fokus, ja. Dit is baie mooi gestel wat jy gesê die amfitheater, want dit is letterlik hoe jy voel wanneer jy daar inry. Daai gekoester deur die berge. Dit is regtig idyllies as jy nog nie daar was nie. Gaan maak 'n draai. Dit is my baie swaar om nie die rosé op te drink nie. Ek gaan nog een slukkie vat, maar dan moet ons bietjie decant soos hulle sê uitgooi om die volgende wyn te proe. Maar net van jou kant af, Rutger, die verskillende terroirs waar jy nou al was, jy weet Kanonkop is baie gefokus. So jy's nou, ons gaan nou 'n bietjie praat oor die Cape Winemakers Guild, maar kom ons kyk net gaan nou die verskillende plase en die klimaat wat jy ervaar het. So jy het by Abri Beeslaar by Kanonkop eintlik begin. Ja. Soos ek verstaan, toe gaan jy nie ek moet Natira toe gaan want ek wil 'n koel klimaat witwyn gaan maak. En toe nee, ek wil Burgundy toe gaan. En toe nee, ek gaan nou 'n geleentheid kry toe by Starkandai wat net fenominale wyne, lieflike wyne daar om die draai van Stellenbosch en nou ook in 'n warm deel soos Wellington. Geef ons 'n idee van hoe jy aangepas het by daai verskillende terroirs voordat ons bietjie meer in diepte praat daaroor. Ja, ek dink eintlik die fyn lyn vir my is dat ek het maar die berge en die heuwels maar gevolg as jy nou daai verskillende plase vir my noem, al die plase is basies uit of 'n koppie of uit 'n groot berg wat sy wingerde opgelê is en ek dink jy weet dis waar kwaliteit wyne vanaand af kom, daai berggrond. Ek is weer eens so bevoorreg om op te eindig waar ek opgeëindig het. Ek sê dit altyd vir mense, ek het soveel geleer van Kanonkop, die kultuur, die besigheid, die wynmaak. Alles is gefokus op 'n kwaliteit produk.
Ons het alles gedoen met rosé insluitend, maar dit was meer gefokus op rooiwyne. En as 'n student het ek regtig gefokus, ek kan nie, ek kort te werk, ek kom van Georgia af, as nie 'n plaas dat ek na terug toe gaan nie, so ek moet seker my vlerke sprei en gaan leer hoe maak 'n mens ander variëteite en ander style wyn, so dis hoekom ek gekies het om Durbanville toe te gaan. En daar het ons meer gefokus, dit was 'n kleiner plaasie gewees, ek dink ons het seker 10 mense maksimum wat vir hulle gewerk het, gefokus op Sauvignon Blanc en wit variëteite. Daar was 'n klein 'n kleuterskool wat ouers hulle kinders kom aflaai het, so jy het daai element ook gehad met 2 restaurante op vir die mense wat nou weet wat Natida is. En daarna het ons ook deur die Gilde 'n geleentheid gehad om in Frankryk in Burgundy te gaan pars en te gaan werk en te gaan leer. En dis eintlik waar my liefde regtig ontwikkel het. Ek dink vir ons sien ons wyn as 'n produk waar in Europa sien hulle dit as deel van 'n leefstyl. Wyn, kaas, brood, kos, dis hoekom ek seker nou so uitgesit het. Maar dit het my hele wêreld verander. En letterlik 2 of 3 dae voor ek uitgevlieg het Burgundy toe, het ek die werk by Stalconde gekry. En ek kan altyd nog onthou Osei wat by Stalconde is, het vir my gaan sê, dis fyn, jy kan nog steeds gaan geniet dit, gaan leer soveel as moontlik, vat alles in, en dis wat ek maar presies gedoen het. Ek dink ons was 8 weke daar, en ek het ook die geleentheid gehad om Champagne toe te gaan in Bordeaux en die Rhône Vallei in die suide van Frankryk. So verskillende ervarings in 'n baie klein tydperk, en ek kan net dankbaar wees vir alles. Ja. Ons 'n idee van Burgundy in jou tyd daar. Jy was vir die hele ruk daar gewees, en jy sê dis so 'n leefstyl en etes en daai tipe van ding. Hoe het jy dit ervaar? Wat was dalk jou gunsteling wyn van die streek? Ja, ek dink dit is baie, is amper soos Wellington, dit was baie plattelands. Almal is plat op die aarde. As jy in die kelder ingaan, jy weet hulle het klein kellertjies, en die meerderheid van die kellers is dit maar die pa en die ma en die 2 of 3 kinders wat hulle het, wat wyn maak en wingerde plant, en die ou klim op sy trekker en hy boer self, en of dit nou 'n trekker is of perde. Hulle filosofie van menswees en boerdery is soveel anders as wat mense sommige kere dink wat boerdery is op 'n kommersiële skaal. Ek weet dit is nou 'n bietjie kleiner boerdery land wat hulle doen. So alles is 'n klein bietjie stadiger, klein bietjie meer intiem. Jy kuier nog, ek dink ek kan nog baie keer dink 10:00 die oggend, dan slaan die boer sommer sy tafel hier in die middel van die wingerde oop, en hy haal 3 baguettes uit en 'n paar kaase en 'n bottel wyn, en dan moet hulle nou eers sit en ons praat oor hoe die oggend so ver gaan, en daarna as jy nou klaar is, dan is jy klaar geëet en jy gaan knip net verder, en lunchtyd het jy jou siesta van 'n uur se eet en gedrink, en dan kan jy gou 'n uur gaan rus of gaan slaap, en dan gaan jy maar net aan. So hulle het 'n baie Europese gebalanseerde lewe. En toe ek terugkom Suid-Afrika toe dit 'n bietjie weer verander. Jy weet, na die vinnige lewe van Suid-Afrika in Stellenbosch. Ek dink jy moet maar daar by Doolhof saam met Mersha ook die ding doen waar jy 'n paar baguettes uithaal met kaas. Kom ons praat gou vinnig bietjie oor hoe dit gegaan vanoggend. Daai is wat ek wil hê. Ek wil soggens in 'n wingerd rondloop en dan sê, wel soggens of nie soggens, weet ek, maar ja, iemand 'n baguette van Frankryk af uit. Dit is, ons maak fantastiese brood in Suid-Afrika, maar dit is moeilik om die baguette presies so te maak, want dis ander water, dis ander meel, dit is mos maar altyd die ding. So jou gunsteling wyn wat jy daar gedrink het, en jou gunsteling wynkos ervaring. Dit is baie keer die eenvoud van 'n baguette in 'n wingerd. Ja, ek weet nie, ek sal amper sê daar was baie wyne wat ek eintlik kon wat ek van gehou het. Ons het 'n paar goed uitgehaal daar, Wonderomanie, Premier Cruise en Grand Cruise. Daar's 'n paar dierwyne wat hulle daar uitgehaal het, maar ek dink jy weet die eienaar wat Frans was, hy was getroud saam met 'n Brit,
se vrou, so hulle kon 'n bietjie Engels praat. En yes, hy het vir my pruimewyn en chartreuse. Ek dink mense kan dit nou in die winkels hier in Suid-Afrika kry. Dis mos maar die naaste ding aan 'n brandewyntjie of 'n whisky wat Suid-Afrika uitkom. So dit was altyd 'n bietjie lekker om 'n bietjie spirits te drink aan die ander lande. Ek hoop my ma luister nou ja nie, maar. So maar wat drink jy as jy nie wyn drink nie? Ek drink net wyn. Dit is al wat ek het nie 'n behoefte. So nou en dan 'n bietjie brandewyn op ys, maar ja, ag ek net soos met wyne, baie mense vra vir my wat is my gunsteling wyn? Ek hou van 'n variëteit, dit hang af van die geleentheid, dit hang af met wie jy omring is. Ek hou baie van whisky, spesifiek Skotse whiskies. Die geure en hoe die wyne ontwikkel of die spirits ontwikkel. Dit help my sommige kere met my wynmaak ook. Ja. Daar's niks beter as 'n yskoue bier as jy nou in parstyd is of jy kyk die bokke nie en na die bokke klaar gespeel het, dan wil jy seker maar 'n brandewyntjie ook vat. So dit hang af. Ja, dit hang af, ja. Goed, so ek neem aan ons gaan volgende die Malbec proe, nee. Pinotage, ons gaan op Pinotage. Ons gaan die Pinotage proe. Dink jy die Pinotage gaan saam met die skenkel of ek dink jy kan so een skeppie Pinotage met die skenkel en dan kan jy seker een skeppie met die Malbec en dan kan jy seker maar ons kan seker maar 'n speletjie speel. Ek gaan vir Mirsha vra om nou vir ons te vertel van die Malbec. So vertel jy vir ons van julle Pinotage. Ja, so weer eens nog 'n kultivar toe ek by Doolhof kom en ons kan die hele storie praat oor, jy weet, toe ek weg was van Stellenbosch af na Doolhof toe en hulle het my genooi om die plaas te kom besigtig. Ek was ook nooit op Doolhof gewees voordat ek daar begin werk het nie, so ek het op die plaas gekom, deur die wingerde gegaan en ek was regtig verbaas met die kwaliteit Pinotage wingerde wat hulle geplant gehad het. So dit het my weer teruggevat na die tye van Kanonkop toe en toe ek daar gewerk het. Ek het ook deur my jare se wynmaak het ek 'n bietjie gefokus aan Pinot Noir. So Pinot Noir en Cinsault is mos maar die ouers van Pinotage, die vaders, Vader en moeder dalk. Ja. En ja, dit was weer vir my ek hou van 'n bietjie van 'n challenge of net met iets nuuts werk. En dit was weer lekker om 'n bietjie met Pinotage te werk want ja, is seker 12 jaar laas wat ek met die variëteit gewerk het. En dit het my weer teruggevat met my dae lange ure by Kanonkop en wat ons daar geleer het. So die rede hoekom ek hierdie wyn gebring het, ek dink net dit is deel van ons leefstylreeks. So ons Mountain Range reeks. Alledaagse wyn, dit is gemaak in 'n alledaagse styl of hoe ek dink wyn gedrink moet word deur die week en ek vat maar so 'n paar glase deur die week. En dit is ook beskikbaar aan al die luisteraars in jou checkers oor die land. So as jy hier aan luister, dan kan jy seker ook maar 'n botteltjie wyn by checkers gaan proe van Doolhof en hopelik ervaar jy alles wat ons nou hoor praat van die plaas in die bottel. Okay. Ek het 'n lysie by hulle wat wag. So ek het letterlik net nou oopgemaak en ek gaan nou daar. Kyk, daar. Ja. Ek het hom oop. Dis hy, daar het ek hom gevind. So ek het daar opgesit hierso. Sit sommer so 2 bottels op dat ons op ver kan proe. Die een ding van 'n Pinotage, jy weet 'n ligter styl Pinotage en 'n Pinotage van goeie kwaliteit. Ek tel altyd jasmyn op. Is ek verkeerd? Ek weet nie, ek het jare gelede by Lanzerak het ek gesit en ons het sommer 'n proe gedoen en so en ek sê vir Marius, en my proe, ek ruik so jasmyn. Ja. Nou weet ek nie of ek heeltemal van die pad as maar ek tel hom nou weer op. Ja, ek het ook amper so vir my, ek dink jy's reg want Pinotage vir my het nou weer so amper soos 'n wat is licorice nou in Afrikaans? Licorice tipe anys tipe karakter. Ja. So en as jy dit ruik vir my dan herinner dit vir my nogals aan spesifiek Pinotage, maar jasmyn beweeg ook in daai. Ja, 'n blomgeur wat ek optel vir een of ander rede. Ja, dit slaak maar net ek mens ruik en proe mos goed wat niemand anders ook ruik en proe nie. Dit's 'n baie lekker Pinotage en hy is, kan ek maar sê, hy's 'n ligter Pinotage. Ja. Dis die intensie. Ek dink hierso dis 'n wyn wat reg deur die jaar kan gedrink word. In die somer kan jy hom afkoel. Hy gaan jou baie meer rooi bessie gee. Is lekker vars, maar is ook nie te suur as ek dit so kan stel nie. Ek hou van wyne wat jy meer as 1 bottel 'n aand van kan drink. Ek mag seker nie dit op deel dit met mense. Ja. Maar Rutger, ons gaan nou 'n bietjie gesels oor die Cape Winemakers Guild en dan gaan ons terugkom Doolhof toe, maar skuif van Starkandai na Doolhof toe. Die tyd by Starkandai was vir jou geweldig suksesvol. Toekennings galore. Ek meen ek het daar gaan sit in die tyd wat jy daar was, sommer op my eie. Toe ek eendag in Stellenbosch vir een of ander geleentheid, ek besluit daarna,
ek wil iewers gaan wyn proe en ek tog wag, kom ons ry deur soontoe. Clark Treater het vir my nog gesê, ek dink jy moet Stakandai gaan sit bietjie. En ek gaan sit daar en ek proe toe deur al die wyne en ek is daar weg natuurlik met 'n boks. Ek het nou nie 2 gekoop nie, 'n boks. Maar julle het die Three Pines en daai wyne, dit is regtig fenominale wyne wat julle daar maak en gemaak het. So dit is 'n groot skuif. Jy weet daar uit premium Stellenbosch. Ek sê die goeders is duiwels advokaat. Mense moenie dink dit is nou wat ek nou voorhou nie, maar en jy gaan Wellington toe. Jy weet wat ek bedoel. Dis die tipe van aannames wat ek dink mense kan maak en so dit is 'n groot skuif om te maak daai. Ja. Nee, ek dink ek wil eintlik teruggaan met daai storie, maar ek en my vrou eintlik oor 'n braaivuurtjie wat gisteraand het ons eintlik daaroor gepraat en die belangrikste ding vir my was sommige kere jy praat nou oor sportsterre of musiek of mense wat wyn maak. Ek voel jy moet aanskuif as jy op die piek van jou loopbaan is. Okay. En jy moet die you mustn't become complacent. En jy moet altyd beweeg na waar jy geleenthede sien en wat die volgende uitdaging vir jou is. Waar jy kan bou Waar verder, jy kan bou, ja. En ek dink baie mense het seker maar gesê, "Jis, wat dink die ou? Hy gaan nou van Stellenbosch af Wellington toe." Maar ek het 'n klomp potensiaal gesien wat ongun kan word by Doolhof en ons is nog baie ver, maar ek dink ons is op die regte pad. En is lekker mense ook. Ek ken nie die res van die mense by Stakandai nie. Ek is seker is ook lekker mense, maar Wimpie julle wat ook daar by julle aangesluit het, dis soos julle sê is familie. Ek meen hy is mos nou 'n lieflike mens, julle bemarkingsbestuurder. So dit is die pilotage. Ons gaan nou die Malbec proe en dan met Mirsha vir ons bietjie deur die Malbec vat en haar proenotas gee en hoekom dit haar gunsteling wyn is. Maar ek wil net by jou hoor in terme van die Cape Winemakers Guild. Ja. Ons het 'n program al daaroor gedoen, ons het al baie gesels met mense wat van daar af kom en wat is eintlik 'n voerroete van soveel talent in Suid-Afrika. Mense wat net 'n geleentheid gegee kan word om absolute sukses te behaal. So wat dink jy beteken daai program tans vir wynmakers en opkomende wynmakers en wat het dit vir jou beteken? Ja, ek sal seker maar begin die gilde vir 'n wynmaker. Ek dink dis 'n baie goeie groep. Ek dink dis van die beste wynmakers wat jy in die wêreld wil kry. Ek dink ook vir jou luisteraars, ek dink van Suid-Afrika se topwyne is van die beste wyne in die wêreld. En wat jy kan leer by verskillende wynmakers, dis 'n groot geleentheid wat jy kan kry om deel te wees van daai groep. Vir die studente of die interns wat deur die program gaan, dis ook 'n enorme geleentheid. Ek dink ek is seker maar 'n voorbeeld daarvan waar jy op plaas by wie jy wyn maak, jy leer soveel goed wat jy weet ander wynmakers nie die geleentheid het of kan hê vir hulle eerste 3 of 4 jare in hulle loopbane nie. Jy leer alles van bemarking, wynmaak, hoe die besigheid werk as jy gelukkig is. En al daardie praktyke wat ek daar geleer het, pas ek nog steeds toe in my lewe en in my wynmaakloopbaan. Waar het hulle van jou gehoor? So hoe werk dit? Jy weet, dis nie het jy aansoek gedoen, moes jy aansoek doen of het hulle net van hierdie ou gehoor? Ja, nee, so ek was van die min kere wat ek in klas was op Stellenbosch Universiteit. Ek hoop die dosente luister nou daarna. Jy is hier en jy het deurgekom, die BC deurgekom en jy was in die klas. Hoe werk dit? Dis wat ek verstaan nie daai nie, maar ja. Ja, daar was 'n Magda Foster, ek dink sy bring of praat gewoonlik met potensiële interne. En sy was eendag by Stellenbosch Universiteit en ons het in 'n klaskamer ingegaan en eintlik gedink ons gaan 'n les kry, so ek was eintlik 'n bietjie bang geweest om in die klas in te trap. Maar sy het gepraat oor wat die gilde is en hoe lank hulle bestaan en waarvoor hulle staan en die geleentheid wat hulle eintlik nou vir ons bied. En jy weet as 'n student van Stellenbosch af, vir my was dit die groot vrees was altyd toe ons in ons 4de jaar kom, okay, ons gaan nou hopelik gradueer, dinge lyk goed, jou punte lyk goed, jy gaan deurkom. Wat is volgende? Waartoe gaan jy volgende? Meeste van my studente wat saam met my in die klas was, van hulle sou terug gaan plaas toe. Miskien nie gaan wyn maak nie, maar gaan boer met iets anders. Van die mense het wynmakers geraak, maar vir my wat nie 'n plaas het nie en van George af kom waar eintlik maar net vol struise en beeste en groente groei, moes ek planne maak om in die industrie te bly. Want ek het baie lief geraak vir die industrie en hier kom hierdie geleentheid nou 'n 3 jaar internskap by die gilde waarvoor hulle jou betaal en
in jou tweede jaar kry jy geleentheid om jou eie wyn te maak as 'n student, wat vir my, dit was 'n goeie geleentheid gewees, en ja, ek moes daai geleentheid aangryp, maar ons moes aansoek gedoen het, en ek dink ek was eintlik in my 4de jaar het ek 'n beurs ook by hulle gekry, so daai geldjies het handig toepasse gekom vir kos en 'n paar studentenboeke, ja nee, ek sê vir jou, ja, daar's groot uitdagings en baie keer van die boeke wat 'n mens ook mis het. Dit is nogal bietjie rof. Mense sien dit so op maandaande by die Varsity Cup wat die mense so vir hulle maas vra vir handboekgeld, ja. Ja, dit is rof, ek sê vir jou, die arme studente. So, ons gaan gou vinnig bietjie van hierdie vleisbrood, ek gaan dit afbreek en dan gaan ons sommer so saam deel, nee, as dit reg is met julle. En dan is nog die voortgaan met dit. Ag, jy weet, nee, julle moet saam eet. Ek wil nie alleen eet nie asseblief. Dis 'n massiewe bord kos, nie dat ek dit alles gaan opeet nie. Maar as 'n mens kyk na ervarings, Mirsha, jy weet op so 'n plaas ontmoet mense ook interessante mense. So mag ek vra, jy weet, wie het nou al met helikopters kom land? Nee, mense wat jy ontmoet het oor die jare wat vir jou uitgestaan het. Is daar mense wat jy kan noem? Ja, dat is baie wat ek al ontmoet het. Soos een van my grootste kliënte, dit is Harold. Hy kom kuier vir ons elke Woensdag. So ek het vir hom ontmoet en dan het ek vir Karen Zoid ontmoet. En dan het ons vir Rach ontmoet. Baie bekende mense het al kom. Rudy Page het al vir ons kom kuier. So ons ontmoet baie mense daar. En hulle kom terug om weer te kom kuier. As sy, is daar 'n bekende persoon wat jy sal wil ontmoet? Dalk luister hulle, ons weet nooit. Wie moet kom? Sia Kolisi. Sia Kolisi. Sia, as sy, nommer 2. Sia, moet mooi luister. As iemand vir hom ken, vat vir hom doolhof toe. Mirsha wil vir hom ontmoet asseblief. Kom ons praat 'n bietjie oor die oes wat nou verby is eintlik en hoe julle dit ervaar het op doolhof. Is jy gelukkig? En dit het nou vandag toe ons opgeneem met gereën buite, so jy sê toe nie is bly oor die reën want julle moes 'n bietjie stap in die reën tot die van julle motor af, maar jy is bly oor die reën. So gee vir ons 'n bietjie van 'n idee van hoe die klimaat vir jou geloop het. Ja, ek dink die klimaat was definitief uit 'n bietjie grys hare op my kop gegee. Ek dink jy het voor ons oproep het jy gesê, jy sien so 'n paar grys haartjies. Hy is nog so jong. Ek sê vir hom, jene maar Roetker, hoe oud is jy nou? Want ek sien hy nou grys jong. Ja. 35 is te jong, maar ja, nee. Ja, nee, yes, ons het 'n paar hittegolwe moes nou gehad in die Desember maande en toe kry ons nou weer 'n paar reënval daar in die piek van pars. So ja, ek dink moeder natuur het maar altyd sy curveballs wat hy gooi of sy uitdagings, maar ek is baie gelukkig met die wyne wat ons in die vate nou tans lê, van die wyne soos die rosé wat ons nou al gebottelleer het, wat nou die 1 Junie vrygestel gaan word. So as 'n wynmaker, ek noem dit altyd 'n wynmakers oesjaar, wat jy weet jy rol met al die uitdagings en as jy goeie produk in 'n bottel kan sit, weet jy darm as 'n wynmaker in die keller en die span wat jou gehelp het, jy darm iets goeds gedoen, so. Ja, op 'n noot gou vinnig, ek het nou reg met iemand gesels, so sê hulle, dis vir hulle belangrik om vir die wynmakers 'n speelpen, 'n playpen te gee. Speelarea. So, het jy geleentheid om te speel en waarmee speel jy tans? Mag ek vra? Ja, yes, ek dink die hele doolhof, maar seker maar nou my speelterrein. Kan maak wat jy wil. Ja. Maar eksperimenteer jy met iets self? Ja, kyk, daar's sekere goed wat werk en daar's al sekere goed wat nog nie gewerk het nie en dis my 3de oes wat ek nou al by doolhof was. Ons gaan binnekort, daar's 'n Kap Klassiek, my heel eerste Kap Klassiek wat ek al ooit gemaak het in my lewe. Ek wil al altyd 'n Kap Klassiek gemaak het. Ek het nou die rede gekry om dit te doen. Dit gaan seker in 2027 of 2028 vrygestel word. Ek het probeer om 'n soetwyntjie te maak hierdie jaar, die weer het nie saamgespeel nie. So met baie van wat mense dink ek maak lekker wyn en goeie wyne, is daar ook sekere tye wat dit nie lekker uitwerk nie. En ja, daar's baie goed wat op pad is. Ek dink ons werk met 'n bietjie gin ook, wat Mirsha ook baie verkoop, as 'n bietjie Malbec wat daar bygegooi is, so hy het so rooi, diep rooi kleur, wat ons net van die Prolokaal af verkoop. So ja, ek dink Mirsha is daar nog ander produkte wat ons, ek kan nie eens met baie om wat ons rol speel. Ag, as jy onthou, gaan nou noem. Ek wil net gou vinnig sê, jy weet, 'n lamskenkel is perfek gekook, wanneer daai ou, die chef, sê vir die kok, wel gedaan, wie is die chef daar wat dit gemaak het? Ricardo. En Caroline. Joh, julle twee en Caroline.
as jy daai skenkel kan optel en op die bord sit en hy bly heel, maar jy het nie eens 'n mes nodig om hom te sny nie. Dit letterlik val van die been af. Jy kan net so druk, dan kom hy los. Dis 'n trick daai, ek sê vir jou, om skenkel te doen of om 'n beesshin te doen, daai tipe van ding waar jy hom heel kan hou en hy val uit mekaar uit nie, maar dit is doeksag. Jogg, dit is regtig. Ek dink is die beste skenkel wat ek in jare eet. Jy kry mos so elke by funksies kry so 'n skenkeltjie. En jy moet hom baie keer sny en so aan. Maar dis baie sê vir hulle baie dankie. Dit is verskriklik lekker. Saam met die pinotage, heerlike gereg. Ons wil ook bietjie praat oor New Dawn, né? As dit okay is, so jy het besluit op 'n stadium jy wil jou eie rigting inslaan. Ek weet jy het ook Karatera, belangrike geskiedenis ook vir jou as jy wil noem, maar die New Dawn konsep, dit is iets wat jy bou vir jou kinders se toekoms, vir jou toekoms, iets wat jy self doen. Vertel vir ons van daai projekte ook. Ja, kyk Matalies, ek het baie lekker jare gehad in Stellenbosch. Ek het met my vrou getrou. Ek is ook bekroon as jong wynmaker van die jaar in 2018 as ek dit nou reg het, en ons het ook daai selfde jaar uitgevind dat my vrou swanger was. So ja, dat al baie Dis 'n groot jaar. Ja, dis 'n groot jaar gewees en ek het altyd as 'n kind wou ek my eie ding doen en my eie ding hê, en dit het in 2023 het ek net al hoe meer met my vrou daaroor gesels, en toe ek nou my tweede seun was ook daai tyd al gebore, en toe sê ek ek dink is tyd dat ons aanbeweeg en begin fokus op wat ons gaan hopelik kan teruggee vir hulle en hulle familie. So en ek wil net sê, my die seuns geen loop sterk daar van die Van Wyks af. Ja. As hy het seuns oral. Ja. So jou arme ma, is hy nog met ons? My ma is nog met ons, ja. Het sy dan 'n klein dogter ook iewers of? So al haar dogters wat sy nog ingetroud het, ek dink sy geniet nou dit baie. En my vrou is ook, hulle was 3 susters geweest, so ja, die sterk seun gaan deur. Ek dink Mersha op pad na Kaapstad toe nou het sy eintlik vir my gevra, wil jy nie probeer vir 'n dogtertjie nie? Moeder, ja. Dis sê ek van, nee, ek dink die seun sou my nog als besig hou op die oomblik. So wat se wyne doen jy alles met New Dawn? En natuurlik is daar 'n bar wat mense kan besoek, né? Ja, so dis ook waar die grys hare vanaand op kom. Kan dink. Ek het in 2024 het met die besluit dat ons New Dawn gaan begin, en Doolhof my genader en gesê wil ek Doolhof se wyn kan kom maak, en dis hoekom ek eintlik ook dit hardop sê, is dat dit is so wonderlik van hulle, want hulle het gesê, as jy weet, dis geen probleem om jou eie wyn hier in die keller ook te kom maak. So die vryheid om te kan speel in 'n keller en te kan werk op 'n plaas en ook jou eie wyne in 'n keller te maak, is 'n goeie geleentheid. En toe ek in 2024 my eerste wyne gemaak het, het ek eintlik besef, ek het nie 'n huis vir die wyne of 'n prolokaal soos Doolhof om die wyne te kan verkoop nie. So toe het ons saam met my besigheidsvernoot Norman Drake, hy is nou tans in Saudi-Arabië, maar hy het ook 'n mimosa produk en hy het dieselfde probleem gehad, en oor 'n paar glasies wyn en 'n paar yskoue brandewyne het ons nou besluit ons wil 'n wynbar oopmaak in Soutrivier. En die volgende dag het ek hom gebel na ons gekuier, en ek het vir hom gevra, hoorie, was jy nou ernstig geweest? En toe sê hy vir my, ja, ons gaan nog voort daarmee. So ja, nou sit ons as wynmaker van Doolhof, as eienaar van New Dawn en eienaar van Novel Wine Bar in Soutrivier. En die wyne, met jou vraag, ek maak 5 verskillende wyne nou met New Dawn. 2 leefstyl wyne, een is rooi, een is wit. Die rede hoekom ek 'n leefstyl het, was ook die rede, my vriende en my familie het altyd my geterg, die wyne uit Stellenbosch uit, hulle wil my ondersteun, maar die wyne is 'n bietjie aan die dierkant. En dit was een van die produkte wat ek wil gehad het. Jy weet, ek wil hê mense moet meer van my wyne drink teen 'n meer bekostigbare prys. Ja. So dis waar die motivering daarvan af kom, en dan het ons ook na die dierder kante toe beweeg. So ek maak 'n gehoute Chenin Blanc. Sy naam is OG, wat ek dink Chenin Blanc 'n goeie storie oor vertel met die harde werk wat daai kultivar vir ons al gedoen het in die Suid-Afrikaanse wynbedryf. En dan almal hou van Sauvignon Blanc in Suid-Afrika. Ek dink die mense kan nie oor 'n Sauvignon Blanc raak in Suid-Afrika nie. En ook dan 'n rooi versnit. En ja, die storie by die wynbar was dat nadat dit nou my huis is en ek in my wyne daar vir hulle skink, het ons eintlik besef dat daar soveel ander jong wynmakers nou in Suid-Afrika wat ook dieselfde probleem het, en daar's eintlik baie wynmakers wat miskien in Robertson of Tulbagh of Ceres of Hermanus sit wat
hulle is so ver van die Kaap af of die sentrale punt waar al die toeriste is, dat ons eintlik daai geleentheid vir hulle wil gegee het, Ja. om hulle wyne ook daar tentoon te stel en hulle kan ook die spasie gebruik om mense 'n proe te gee en 'n bietjie wyn te verkoop. So jy wil so 'n bietjie help in daai rigting. Ja, ook. ek dink Ploeg terug. ek dink dit is eintlik waantoe wat die Suid-Afrikaanse wynindustrie nou gaan sterker maak en waantoe ons beweeg is, jy weet, jy help jou neighbor out, right? Ja. En as Mersha en ek goed doen en 'n ander wynmaker goed doen, dan doen die Suid-Afrikaanse industrie goed. So ek dink jy weet die jonger garde van wynmakers begin nou dit agter te kom. Hoe meer ons saamwerk, hoe beter is dit vir ons. Ek dink almal van ons bankbedrae is nie so hoog om alleen te kan die projekte kan doen nie. So ons werk saam en ons kyk waar ons 'n bietjie geld kan spaar en waar ons 'n bietjie meer wyn kan verkoop. Mens sien baie saamwerk in die wynbedryf, moet ek sê. Ek weet nou almal het hulle eie hoekie. Kom ons wees maar eerlik, die wyn moet verkoop word en so aan, maar ek sien baie mense wat saamwerk en mekaar help. Malbec, Mersha, praat met my dame. Hoekom die Malbec? Hoekom is jy so lief? Voordat jy vir my begin vertel, want ek gaan vinnig skink hierso. Maar dit is nou Mersha, soos sy gesê het, haar gunsteling wyn by Doolhof, haar geboorteplaas, werkplaas, leefplaas. Hoekom die Malbec? Vertel vir ons. Doolhof is bekend vir Malbec. In 2009, soos ek voorheen gesê het ons mos 'n groot brand gehad. Die wingerd het die Malbec blok spesifiek afgebrand en toe moes die vrouens hom weer oorplant, oorsneeu. En na 2009 tot 2011, onthou ek van 2011 af, was Doolhof een van die top Malbecs in Suid-Afrika. So ons is bekend vir ons Malbec, so ons is die master of Malbec. Ons het die Bloedklip Malbec gebring, so hy is ons premium Malbec. So hy is ook een van ons topwyne, hy is 'n 2023 vintage. Hoe ons met hy wyn maak is, elke jaar dan proe ons so 12 vate roeker in die kelder. En dan selek ons net die 3 goeie vate om daai wyn te maak. So dit is 'n klein produksie, so tussen 1100 bottels, so 1 tot 3 vate per jaar. Maar die Malbec doen baie goed op Doolhof. Ek dink dis 'n geleentheid, die Master of Malbecs. Die Masters of Malbec, jy weet. Mense moes die huis van Shannon in die jy weet, huis van Chardonnay en so aan. Ek weet nie of mense so een titel wil dra nie, maar dit is 'n geleentheid wat ek dink Mersha daar uitgewys het. Mersha, stories van die plaas, jou grootword daar. Is daar 'n paar stories wat jy met ons wil deel? Ons is maar liever 'n storie hierby. Waar is die stories van die perde? Van die perde. O, het julle perde? Ja, ons het groot geword met pere. So elke jaar wat ek kan onthou, as die mans het na die pereveiling teruggaan. So dit was Johannesburg tot Durban, toe dit was vir hulle geleentheid om ver te kom van die veirs wat hulle al ooit was nog net in Robertson en in die aar, maar toe hulle die geleentheid gekry om soos verder te gaan en toe was hulle Joburg toe dat ons elke jaar as ons ouers Durban toe of Johannesburg toe gaan met 'n groot vloot. So dit het vloot genoem, so dit was 'n groot trok wat die pere vervoer het. Dat sit ons op die gras. So ons het die perestalle genoem, so dit was 40 stalle, maar tot ons sommer genoem na die 40 box toe. Daar sit ons elke jaar op die groot grasperk en as die vloot so ry met ons paans en sekere mans wat saam gaan, dan waai ons vir hulle en dan hardloop ons so agter die trok aan. So daai was soos iets groot vir ons ook gewees. En as hulle teruggekom het, dan verwelkom ons almal vir hulle met 'n braai, met 'n drukkie en 'n soentjie van jy is
ons nou bly, hulle is veilig terug. Ja. So ja. Ag, pragtig. Dis so mooi. Ek mis perde, ek sê vir jou. Ja. Van jou kant af, Rutger, hoogtepunt of een van daai oomblikke wat jy net dink, ek kan nie glo ek het hierdie lewe nie, en dan is daar mos nog maar tye waar dinge so half nie lekker loop nie, soos jou soetwyn wat jy nou probeer het, maar dis 'n ding wat jy begin probeer het. Dis nie 'n bestaande etiket, jy weet, en nou is dit groot probleme nie. Wat vir jou 'n baie uitdagende tyd was. Net daai oomblikke wat jy dink, "Sjoe, ek leef 'n lewe wat ek hoort hier. Dit is die lewe wat ek moet leef. Dis die pad wat ek moet volg." En dan tye wat jy ook maar bevraagteken en sê, "Luister, ek weet nie of ek die regte besluit geneem het nie." Ja, ek dink seker toe ek begin wyn maak swat het en ek sit in die klas, ek dink dit was in ons tweede jaar gewees toe ons nou regtig wynkunde begin swat en die dosent vra, die wynmakers vra en jy weet al die studente wat nou op plaas al was, hulle antwoord al die analitiese vrae en die vrae oor wyn maak. Daai was die eerste tyd wat ek regtig gesê het, "Jesus, ek weet nie of ek hier moet wees, ek moet seker maar 'n ander kursus kies want ek weet absoluut nul van wyn maak af." Ek dink die tweede plek was eintlik nou naby toe ek 2023 klaar gemaak het in Stellenbosch en ek het besluit ek wil my eie maatskappy begin met 2 kinders en 'n vrou en ons moet trek uit Stellenbosch uit. En ons het nie regtig geweet gaan dit werk of gaan dit nie werk nie. En hoe gaan die hele ding met doolhof werk en ons moet nou, ek dink ons het al klaar 'n idee gehad dat ons seuns in Polroos gaan skool gaan. Jy weet. Ja, klaar daai plan en klaar daai plan is klaar uitgewerk en hulle gaan matrikuleer en jy weet hulle gaan die pad stap om in maties te gaan swat. Nie laat jy nou eintlik vir hulle wil bepaal waartoe hulle moet gaan nie, maar 'n goeie voorbeeld is, ek dink my een seentjie is nou in graad 1 en nou speel hy in die blou en die wit van Klein Boys. So dit was ook 'n lekker oomblik om eintlik te dink, Jesus, is nie altyd uitgeplan vir jou om te sê jy gaan dit doen, jou kinders gaan matrikuleer in hierdie skool en want 'n jaar of 2 daarna dan bly nou in die Parel, so nou bly in die Parel met 'n ander kultuur en ek moet sê dit is 'n baie lekker kultuur, ek geniet dit baie. En ek sal geen probleem in Wellington gaan bly. Ek hou baie van die platteland. Ja. Ek dink ek vind rustigheid daarin en veral in Wellington soos jy gesê die ou gevelhuise, kinders wat nog in die pad kan rondhardloop, fietsry, jy kan lekker vuur aansteek en die gemeenskap is net lekker. Ek dink almal ken mekaar in Wellington nou al. Ja. Ek is ook nou al met 2de jaar en daar's al 'n paar bekende gesiggies wat al groet en hallo sê en dis hoe dit deurtrek na doolhof toe. Dis soos jy nou genoem het, Wimpie, ons verkoopbestuurder, ons finansiële direkteur, ons CEO, selfs die nuwe eienaar wat ons het. Hy besit nou al die plaas al vir 5 jaar. Dit kom alles van hom af, die kultuur, die kameraderie. Ja, ek dink ek geniet dit baie op die plaas en ek dink mense kan dit sien. Mense voel die energie aan, hulle voel ons energie aan. En ek moet sê die afgelope 2 jaar was baie lekker en suksesvol eintlik op doolhof. Ons sien baie meer voete daar. Die mense geniet die wyn, die kos. Ja, ek dink daar's baie ander goed wat ons ook aanbied met die Africamps. Ons gee vir die mense geleentheid om ons het ons vineyard walks en ons river walks. Fietsry en al die dinge, ja. E-biking. So ons weet doolhof is 'n destinasie. Ek dink ons is net so 'n bietjie oor 'n uur se ry van die Kaap af. Ja. Maar as mense kom wil ons hulle daar hou. Hopelik vir 'n naweek, maar ten minste vir 'n paar ure. So dis hoekom ons verskillende goed vir hulle aanbied om te doen op die plaas. En daar waar jy van die Union afdraai op pad Wellington toe, dis net mooi. Dit alles baie mooi. Hierdie is 'n lieflike wyn, Misha. Die neus dis so mooi komplekse neus en ek is baie sensitief vir suur en die suurvlakke hiervan is so mooi gebalanseerd. Ek dink dit is wat nou nogal vir my uitstaan net in terme daarvan is dat ek met 'n lekker vetterige gereg soos hierdie en daar's 'n klomp botter in die kapok aartappels. Ek kon net sê as jy die botter kan proe, dan weet jy, daar's baie botter in en dit is die balans is fantasties. Dis 'n lieflike wyn. Ek het een van hulle gesien in Mossel Bay. In 'n hotel daar se restaurant. Toe is dit agter 'n glasmuur weggesteek en so aan met 'n paar spesiale wyne. Ja. So ek het hom al so ver daar gesien, maar dit was ek dink dit was ek kan nie geloer. onthou wat 'n jaar dit is nie, maar dit was het al redelik verouder gewees en so hy's al daar vir 'n wyle, maar hy's mooi gestoor. Ek weet nie of hy al gedrink het. So 'n vinnige storie van hierdie wyne is dat hy sy 2018 oesjaar het hy in die top 10 Malbecs van die wêreld gekom het. So dit was die enigste Suid-Afrikaanse Malbec wat dit al ooit gedoen het. En jy weet mos maar die Argentyne
domineer ons maar die klas, maar ja, dis lekker. Ek dink daar's 'n baie oorseese toeriste wat ons hierdie jaar al gehad het wat gesê het hulle hou baie van die Malbecs wat op die plaas is. En dis seker maar die ding wat Mercer nou aan hulle verkoop nou in die winter as hulle Hy laat loop. Het julle nog weer 18 beskikbaar? Is daar enigstens al van beskikbaar? Mercer, ek dink daar ek wil amper sê daar's 1 of 2 kiste nog. Jy weet wat hy kos nie. Ek sal vir hulle vra, ek sal vir hulle vra, ek brand om daai te proe. Die toekoms laastens asseblief. Die toekoms van doolhof van beide van julle perspektiewe, julle eie lewens en julle loopbane. Wat lê vir julle voor, Mercer? Hoe voel jy oor die toekoms? Vir my die toekoms, ek sien baie uit na die toekoms. Ek sien goeie dinge. Ek het 'n geleentheid gekry van 'n skoonmaker af tot 'n hospitality manager. So daai beteken baie vir my. So ek sien 'n blink toekoms vir my op doolhof. Mooi. Nee, sy verkoop wyn op Pel. Ja. Ek sê nou vir jou. Ek sal by jou enigiets koop. Ys in Antarktika. Jy weet wat ek bedoel. Nee, sy is. Mens wil net enigiets doen wat sy vir jou vra. Ek moet vir jou sê, in jou kant van alle kante af, Rutger. Ja, ek dink van 'n doolhof perspektief af, in die 2 jaar wat ek daar was, daar's groot groei. Baie mense, jy loop hulle raak in 'n Hennies of 'n Checkers of by die skool en hulle sê hulle het al die handelsmerk gesien, hulle het my gesig gesien, hulle het al van die wyne geproe. So dis lekker, jy kan groei sien. Jy sien ook internlik, soos Mercer nou bespreek het, daar's interne groei ook. Die eienaar hou van mense upskill, uplift. As hulle selfs die droom het om verder te gaan swat, ek dink dit sal nooit 'n probleem wees nie. So dis die kultuur wat ek wil betrokke by wees. Ek dink ek wil ook teruggee aan mense wat ek die geleentheid het om terug te gee, want ek dink dis belangrik. En ja, hopelik kan ons baie meer wyn verkoop van alle aspekte van my kant af, en ek wil meer mense hê wat die New Dawn drink en by Novel kom wyn drink en saam met my 'n glas wyn drink. So as mense by doolhof opkom en ek is nie besig nie, asseblief trek my nader. Mercer weet ek hou van 'n glas wyn drink saam met mense, so ek is enige tyd bereid daarvoor. Nee, ek verstaan nie hoekom jy in die Parel bly en jy het nou nog nie by ons 'n glas wyn kom drink nie. So ons sal dit daar ook 'n plan met maak op 'n hele ander vlak, en jy stop nou met die 2 seuns. Daar's nou nie 'n probeer vir die dogtertjie nie. Ek dink ons gaan nou stop. Okay, jy weet nooit. Op hierdie pragtige wyn, baie dankie, die ongelooflike kos. Dit is regtig 'n voorreg om julle hier te hê en baie sterkte vir die toekoms. Dink aan julle daar en ons sal weer eens kom kuier en ondersteun. Yes. Gesondheid. Gesondheid. Dankie vir die moeite, die deurry al die pad af die Hellington. Wat vandag bietjie koeler is. Yes. Dankie julle. Ek sluit af met my wynfeit vir die week, en Wellington waar ons nou gekuier het, staan bekend as die wieg van die Suid-Afrikaanse wynbedryf. Wellington het 'n unieke klimaat en kweek na raming 80% van al die geënte wingerdstokkies wat deur wingerde reg oor die land gebruik word. Op daai noot, totsiens van my kant. Ek sien jou weer volgende week. Gaan luister gerus die res van die episodes as jy nog nie almal deurgedraf het nie, en indien jy natuurlik ook die wyn van die week wynlyn soek, laat my weet, ek kan dit vir jou aanstuur. Brink by rsg.co.za. Gesondheid.